Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons in genade gegroet. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam met Psalm 82 verse 1 en 2. God spreek die ander gode aan. As regter gaan hy voor hulle staan. Hoe lank gaan hulle julle so bly oordeel? Die reg misken, die kwaad bevoordeel. Sorg vir die mense in lyding, bewerk vir hom bevryding. Sien om na armes in hul nood, die wees en ander sonder brood. Breek dan die goddelose mag, help almal wat na uitkoms smag. Psalm 82 vers 1 en 2 tot lof van die Here. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit vir ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Pragtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom.
Dit is waar wat U gesê het. Die Here is die enigste Here, en daar is geen ander God as Hy nie. En om Hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus ons so verstandig hoor praat, sê hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 241 vers 2. U, die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus laat my voor U staan deur sy bloed. Neem U my aan. Gesang 241 vers 2. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is nou ons vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons loof die Here vir die gawe van geloof. Ons sing Gesang 200 vers 1 en 3. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere. U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. Gesang 200 verse 1 en 3.
Die skriflesing kom uit die eerste brief van Petrus. Dis 'n brief wat waarskynlik in die eerste 60 jaar van hierdie eeu geskryf is aan 'n gemeente of gemeentes in Klein-Asië. 1 Petrus 2 van vers 18 af. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin dat julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Ons lees tot sover. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om nou in u teenwoordigheid te mag wees. Wat 'n wonderlike voorreg om in geloof voor u troon te mag verskyn en te weet, u is hier. U self het ons geroep, u self gaan ons nou versterk en lei. Ons vra daarom, Here, dat u dit in ons harte en in ons menswees sal stil maak, sodat ons sonder belemmering kan hoor en luister, ons eie kan maak en dan ook gaan uitdra dit wat ons hier ontvang. Ons bid, Here, vir al daardie mense wat die evangelie gehoor het en deur die gees van die tyd verlei, die evangelie agtergelaat het. Bring hulle, Heer, tot inkeer. Maak hulle oë oop vir die dwaasheid van hulle bestaan sonder u. Ja, Here, roep hulle weer tot geloof. Ons bid ook, Here, vir die verkondiging van die evangelie aan hulle wat nie glo nie, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, daarom eintlik nie kan glo nie. Ons vra dat u die manne en vroue sal stuur wat die evangelie kan bring, maar ons vra ook, Here, dat die evangelie deur die elektronika van ons tyd, 'n inligtingstegnologie wat wyd strek, dat dit ook daarso tot mense sal kom, dat hulle kan hoor en glo dat u die Here is. Ons wat hier nou is, Here, luister. Ons vra dat u tot ons sal spreek. Amen. Kom ons sing, broers en susters, van gesang 395, my verlosser aan die kruis, die geneeser een so kragtig, nou onmagtig, en wat daarop volg.
Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Hierdie brief, broers en susters, wat geskryf is aan 'n gemeente of gemeentes in Klein-Asië, is duidelik geskryf aan mense wat ly. Hulle is die teiken van verskillende soorte ongeregtigheid in die gemeenskap waar hulle lewe. Die woord ly kom 12 keer in hierdie enkele brief voor, terwyl dit 30 keer in die res van die Nuwe Testament voorkom, wat baie duidelik sê hierdie teiken gehoor is mense wat ly. En dan ly op grond van geloof, maar ook ly op grond van die ongeregtigheid in 'n samelewing wat teen hulle is. Hulle is vervolg op verskillende maniere. Hulle het geweier om aan die offerkultus vir die keiser deel te neem en dit het hulle ongewild gemaak. Hulle het geweier om deel van die vakbonde te wees van die verskillende kunstgildes en daarvolgens is hulle dan ook vervolg. Hulle is gehaat deur die Jode omdat hulle Christus aanbid het en ook nog van God gepraat het as die God van die Ou Testament en die Ou Testament as skrif vasgehou het. Daarom word daar vir elkeen gesê hoe moet jy optree in tyd van lyding. En op 'n manier is ons broers en susters by dieselfde kruispad in ons lewens. Daar was 'n stadium waar dit regtig waar goed gegaan het en daar is nog steeds gemeenskappe en lande waar dit eintlik goed gaan met mense, ook goed gaan met die Christene. Maar as ons kyk na wat om ons aangaan, dan kan ons nie meer eintlik veel vat nie. Want as ons begin opnoem, dan kan ons mekaar ordentlik besig hou vanmôre met die ongeregtigheid en die onregverdigheid van ons samelewing. Ek hoef nie ver te soek om te sê wie hier het al nie bevordering gekry nie, omdat daar rassediskriminasie is. Rassediskriminasie wat beteken dat jou blanke vel beteken jy word glad nie bevorder nie. Wie hier het al gelei onder rooftogte en diefstal? Die onregverdigheid van die polisie wat dit maar net laat gaan partymal. Ons hoef net na die nuus te kyk om te sien dat hulle praat van ons grond gryp, ons grond vat. Ons het familie. Nee. Daar's lidmate vanoggend hier teenwoordig wat al aan die verkeerde kant van die loop van 'n vuurwapen was. Daar's lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, geweldsmisdaad. Daar's mense wat in hierdie week as gevolg van 'n verskriklike moord 'n pa verloor het. Dis onregverdig. Hoeveel moet ons nog verduur en verdra voordat ons die wapens opneem? Hoeveel moet ons nog doen voordat ons die wang genoeg kere gedraai het, voordat ons die ekstra nie 2 myl of 3 myl nie, maar 10 myl gestap het, voordat ons nie die bokleed nie, maar die onderkleed en ook sommer die kleed wat nog kom gegee het. Waar kom dit dan dat ons kan sê nou moet geregtigheid, Christelike geregtigheid geskied?
En dan kom hierdie gedeelte na ons toe. En word die vraag wat ons het op 'n manier beantwoord wat ons ongemaklik laat. Want die manier waarop die vraag beantwoord word, laat ons stil staan. Wanneer Petrus skryf van bediendes, onderwerp julle aan julle werkgewer, of hulle nou goedhartig of onredelik is, dan is hy besig om te sê dat daar 'n ander benadering is as een van tot op oorlopingspunt kom en dan dit laat oorborrel. Wanneer hy sê, watter verdienste is daarin dat jy gestraf word omdat jy verkeerd gedoen het? Daar's nie verdienste daar nie. Jy kry gewoon wat jy verdien. 'n Pak slaag of straf omdat jy verkeerd gedoen het. Hy sê, maar wanneer jy niks verkeerd gedoen het nie en die verkeerde tref jou, dan het jy 'n probleem. Dan is daar werklik vir jou ietsie waaroor jy dan kan sê, ek het onregverdig gelei. En dis juist waarvoor ons geroep is. Kom ons gaan staan stil. En ons sê onmiddellik vir mekaar, dit beteken nie dat alles wat hierna volg ons vrywaar van onsself verdedig. Ons vrywaar daarvan dat ons steeds moet vasstaan vir ons standpunte nie. Maar dat ons onsself verwar deur te dink dat ons Christelike geregtigheid hier op aarde moet afdwing, of dat Christelike geregtigheid, as dit nie daar is nie, skielik tot gevolg het dat Christelike geregtigheid swak is, dan maak ons 'n fout. Dit werk so, broers en susters. Christus was sondeloos. En tog het hy sy ons sondes in hom geneem. En gebeur daar iets aan die kruis op Golgotha, wat beteken dat ons sonde tot 'n einde gekom het. Dat ons nie meer onder die oordeel van God staan nie. Gebeur daar iets aan die kruis wat totaal teen alle verwagtinge in is, alle sin van menslike behore. Die ongeregtigheid van Jesus se behandeling is duidelik vir ons almal om te sien. Jesus was sonder sonde. Hy word, sonder dat hy eers moeilikheid gesoek het, in die middel van die nag gearresteer. Hy word verhoor en vals getuies word teen hom ingebring. In die hele proses word hy geslaan. Daar word op hom gespoeg, hy word bespot. Hy word tot leenaar gemaak, maar hulle wat hom tot leenaar probeer maak, word elke keer uitgevang op hulle leuns. Hy kom selfs voor Pontius Pilatus en 'n aardse regter van 'n baie goeie regstelsel vind hom onskuldig. Ek vind geen fout in hierdie man nie. Pilatus vind hom in 'n amptelike verhoor onskuldig. Maar op aandrang van die priesterhoofde, die skrifgeleerdes, word hy steeds soos 'n skuldig behandel. Hy wat geen skuld het nie, word absoluut vervolg tot op die punt van 'n vloekhout. Golgotha. Jesus Christus word aan 'n kruis gehang sonder dat daar rede is
menslik gesproke. En 'n vloekhout, broers en susters, ons sê vloekhout en dra mooi kruisies, sangertjies en oorbelletjies. As jy iemand wou verneder, as jy wou wys presies hoe min jy van daardie persoon dink, dan het jy hom of haar aan 'n kruis gehang. Dit was die ergste vorm van vernedering wat daar kan wees op daardie stadium. En dis wat hulle met hom doen. Dit terwyl hy onskuldig is, dit terwyl hy geen rede vir hulle gegee het, menslik gesproke, om dit te doen nie. Maar omdat hy ons sondes op hom geneem het, is dit buitendien wat hom tref. Maar eintlik is dit nie hy wat getref word nie, maar ons sondes. So word die sonde dan die verwerplike, maar aan die kruis word die sonde dan ook die oorwonne verwerplike. Met ander woorde, die sondes word ons nie meer toegereken nie. En nou is die vraag op grond van wat hier staan, is dit regtig ietsie wat regverdig was? En dan is die antwoord, op geen manier, in enige sisteem sal dit as regverdig verstaan word nie. Dit was verskriklik onregverdig. Die ergste wat mens kan dink. Maar Jesus het dit verduur. En die wonderlike is dat ten spyte van al hierdie onregverdigheid, God se geregtigheid seëvier. God se geregtigheid seëvier, want Jesus stap uit die kruis, uit die graf uit. Hy gaan dood aan 'n kruis, maar hy word 3 dae later opgewek en hy lewe. Met ander woorde, dit wat ons as menslik as verskriklik onregverdig sou beskou, en wat laat lyk asof die seun van God oorwin word verkeerd bewys deur die opstanding. So God se geregtigheid is soveel groter as enige ongeregtigheid van hierdie wêreld. Wanneer Openbaring dan praat van meer as oorwinnaars, dan beteken dit dat elkeen wat in God se geregtigheid ingaan, selfs al word hulle verneder tot die dood toe, tog sal oorwin omdat God se geregtigheid oorwin. Hier word 2 woorde gebruik om te sê dat ons tot iets geroep is. Die een is Christus het vir ons 'n voorbeeld gestel, en die ander is sê dat ons in sy voetspore moet volg. Hierdie opdrag, die eerste een, naamlik dat hy 'n voorbeeld gestel het, kan ons verduidelik deur te verwys na graad 1. In graad 1 gaan die juffrou en maak sulke stippellyntjies, so al wat die woord moet wees. Dan kom die kind met 'n potlood of 'n kruit of later met 'n pen en volg hierdie stippellyne om te leer hoe om die woord te skryf. Of net eers 'n letter of 'n syfer. Eers net die syfer te skryf op hierdie lyntjies en later onafhanklik. Dit is oorskryf. Dis die eerste ding wat gesê word. Met ander woorde, Jesus het in dit wat hy was, dit wat hy gedoen het vir ons, daai stippellyntjies gegee. En ons kan daai stippellyntjies volg. Die ander woord is dan in sy voetspore volg. En dan is daar mense wat op grond daarvan sê, nee, maar ons moet die morele voorbeeld van Jesus van Nasaret volg. Dan word dit daai WWJD bandjies waar mense dan begin spekuleer oor wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het. Maar die konteks word dan agterweeg gelaat.
dit wat hier staan van hoekom ons sy voorbeeld moet volg en hoe ons sy voorbeeld moet volg, word vergeet. Daar was deur die eeue mense wat gesê het, maar om te lei, dit is om in sy voetspore te volg. Soos daar dan mense wat gesê het, die martelare, hulle is die ware gelowiges. Opeenvolgende geslagte het in afsondering, met ander woorde die monnike gesê, dis hoe jy Jesus moet volg. Daar was 'n stadium wat hulle gesê het, armoede. As jy arm is, hoe minder jy in hierdie wêreld het, hoe nader is jy aan die voetspore van Jesus. En soos ek gesê het, in vandag se tyd is dit 'n morele voorbeeld, maar dan nie spesifiek soos Jesus nie, maar wat dink ek sou Jesus in hierdie situasie gedoen het, en dan maak ek net so. Maar broers en susters, dit is 'n mistasting. Dis nie wat Jesus volg beteken nie. Om Jesus te volg beteken om te midde van die ongeregtigheid van hierdie wêreld goddelike geregtigheid na te streef. Want jy sal net vervolg word vir jou geloof as jy goddelike geregtigheid navolg. Om op grond van een of ander ekonomiese of kulturele of politieke oortuiging vervolg te word, dit het niks met Christelike lydsaamheid te doen nie. Ja, dit is partykeer Christene wat vervolg word. Maar dit is nie goddelike geregtigheid noodwendig nie. Ja, dit is moontlik vir 'n kultuur en vir 'n volk om in goddelike geregtigheid te lewe. Maar selfs dan is dit vertrouend op God. Voortbestaan is afhanklik van God. En ek praat nie van die aardse voortbestaan, ek praat van die ewige voortbestaan. As jy daarom vasgevang word in 'n ontevredenheid oor die onregverdigheid van hierdie lewe, is die eerste ding wat jy doen, broer en suster, om te sê, nee, maar is dit oor geloof en oor goddelike geregtigheid wat dit hier gaan? En as dit so is, dan ly jy met vreugde. Dit maak nie van Christene maklike teikens nie. Dit maak juis van ons die moeilikste teikens wat daar is. Want wanneer ons vas staan in die goddelike geregtigheid, dan staan ons vas in God se krag. Dan staan ons nie vas in ons eie krag nie, maar is dit God wat ons krag gee. Wanneer ons dan in hierdie lewe onregverdig behandel word of vervolg word oor iets anders as ons geloof, dan verdra ons dit, maar dis nie een of ander goddelike stryd nie. Maar wanneer ons vervolg word vir ons geloof, dan volhard ons in ons geloof. En wanneer ons vervolg word en dit het niks met geloof te doen, dan staan ons vas daarin in ons geloof. Nogal interessant, so maklik gebeur dit dat ietsie wat met geloof niks te doen het nie, maak dat mense tot ongeloof kom. Ons moet in hierdie lydenstyd daaraan herinner word, watter lyding daar ook al is, daar's net een geregtigheid wat dieselfde bly, en dis die goddelike geregtigheid. En al is al die kragte van die wêreld en al die kragte van politieke sisteme en ideologieë teen ons, as ons in geloof aan God getrou bly,
dan is die ewigheid ons voorland. Wat is dit dan om die voorbeeld wat Jesus gestel het te volg? Wat is die voetspore van Christus? Dit is om getrou te bly aan goddelike geregtigheid. Bly getrou aan God se geregtigheid. Die sleutelwoord tot goddelike geregtigheid is jou sondes is vergewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat ons U geregtigheid in ons lewens mag hê. Ons vra, Here, dat U ons daarin sal hou. Ons bid, Here, vir ons land, 'n land wat in geweld en misdaad vasgevang is. 'n Land waarin geliefdes nie eens meer hulle lewens verseker is nie, ons ook. Ons bid, Here, dat U ons sal bewaar. Dat ons om die regte rede sal vas staan. Dat ons nie in eie geregtigheid nie, maar in U geregtigheid sal lewe. Ons dank U vir 'n nuwe ouderling, nuwe diakens. Ons is dankbaar dat daar nog kragte, hande bygevoeg is aan hulle wat leiding neem. En ons vra dat U ook in ander se harte sal werk, dat ons by 'n punt kan kom waar ons voltallig is. Ons vra dat U met ons sal gaan in hierdie dag, ons sal seën en beskerm. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van Gesang 521. Erkentlik deur die dae my aardse lewe lank, wil ek die Here lof sing, wil ek die Here dank. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.